Jy sien ons versigtig wees vir kerkdogma en leringe wat vir baie jare deur die Katolieke ingevoer was, wat die protestantisme en natuurlik charismate totaal en als oorheers het. Daar is in die Bybel, ek wil moet nou mooi luister, daar is in die Bybel wel geskrifte wat dit laat blyk dat ons, wie deel van die bruid van Jahweh, dis Jesus Christus is, ook eers voor die regterstoel van Jahweh die Almagtige, dis God, moet verskyn. En dit is hierdie soort geskrifte wat vir meer as 600 jaar verkeerdelik deur die protestante en charismatiese godsdienstiges geïnterpreteer was, wat groot geestelike verwarring in die godsdienstige mense se lewens veroorsaak het. Daar is soveel mense wat vandag verward is, omdat hulle dink ons moet eers voor die regterstoel verskyn om sondebelydenis vir ons eie sondes te doen en rekenskap aan Jahweh te gee. So ek wil net iets vra, dink jy dat Jahweh weet nie wat ons gedoen het nie, dat ons moet eers gaan rekenskap gee? Jy weet, onmiddellik is die vraag, die bloed van Jahweh, Jesus Christus, reinig dit ons volkome, wanneer ons kom en ons sondes bely, en ons die ou mens begrawe, Romeine 6 vers 1 tot 12, in die bad van wedergeboorte, en ek opstaan en in heiligmaking lewe. Vrywaar dit my nie daarvan om nie eers voor die regterstoel te verskyn nie, maar nou is daar een of twee geskrifte wat sê, en almal sal voor die regterstoel verskyn. Nou daai almal word so uitgedruk en of opgedruk, en ons moet kyk, wat beteken dit werklik? Hierdie gaan 'n baie interessante studie word. Die belangrikheid van die waarheid in die tyd 2025, waarin ons tans leef. Die rede dat ek met u hierdie onderwerp wil bespreek, is omdat ons nou in 2025 in die tyd van die groot leuen lewe. Dis een groot gelieg. Reeds vir meer as 600 jaar en selfs vandag in 2025 verkondig meeste Rooms-Katolieke, charismate en protestante kerke dat elke mens wanneer hulle sterf, gered of ongered, eers voor die regterstoel van God of Jahweh Almagtig verskyn om uit te vind of hulle gaan nou uitvind of hulle in die hemel gaan bly en of ons siele eers in die doodryk gaan wag vir die wit troon oordeel by Openbaring 20 vers 11. Hierdie is inligting wat in meeste protestante en Pinksterkerke en die Drie Susters kerke, Methodiste, Baptiste, jy noem hulle wat dit is, hulle glo almal hierdie skrifte. Ons verskyn eers voor die regterstoel van God, so noem hulle dit. Nou gaan ons, ek vra, as ek sê ons, verwys ek na myself en ander as Jahwiste en die bruid van Jahweh, verskyn ons almal voor die regterstoel? Of is die bruid heilig genoeg, rein genoeg, dat as ons weggeruk word, dit is die parousia, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die genade tydperk, die hemel in, gee dit ons dan nie 'n vrypas om die wit troon oordeel te mis nie? Ek sou sekerlik so sê. Maar as ek rein genoeg is en u is rein genoeg om ingeruk te word in die hemel in, weggetrek te word, dan is daar sekerlik niks wat ons terughou nie, want die Bybel sê daar kan nie sonde ingaan nie. Verstaan ek dit? En as ons dan rein genoeg is om verander te word, wat gaan ons voor die regterstoel van Jahweh maak? Omdat ons met Bybelstudie besig is dit noodsaaklik om van tyd tot tyd u te toets, en dan moet u die vraag beantwoord, soos wat ek dit persoonlik aan u vra. Ek vra van tyd tot tyd 'n vraag. Weet jy hoekom? Ek wil hê u moet self dink. Wat sou u daarvan gesê het? Waarom? Dit is om uit te vind wat meeste van die kerke en godsdienstige instansies vir ons as godsdienstige mense deur middel van die Bybel geleer het, en of dit werklik Bybels was, luister wat ek sê, en of dit regtig Bybels was, en of dit werklik ook maar net 'n klomp kerklike teologie en dogma was.